Ons gaan die woord van die Here saam oopmaak en ons gaan saam lees in Filippense 4. Filippense 4 vanaf vers 1. Ons lees van vers 1 af. Hy sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintische om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saam gestry het in die evangelie. Ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe geskryf is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deug en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink. Waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Om versadig te word, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle Filippense weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is. 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Aan onsse God en Vader, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jesus. Die broeders saam met my is, groet julle. Al die heiliges en veral die wat aan die keizerlike huis behoort, groet julle. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. Ek wil graag uitsonder vers 13. Waar ons so welbekend die woorde ken, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. So hy praat hier oor om in staat gestel te word. En hy deel met hierdie gemeente wat deur die lewe gaan, wat deur die drukte van die lewe gaan. En hier in Filippense 4 kom die woord baie duidelik na hierdie gemeente in Filippi, om hulle te onderrig om in staat gestel te word. Wat behoort die fokus te wees vir iemand wat deur die Here in staat gestel word? Want soveel van ons het 'n totaal verdraaide beeld van hoe dit lyk. Kyk, ons leef in 'n dag wanneer ons mekaar moet sê, dit is hoe dit lyk as 'n kind van die Here in staat gestel word, dan moet ons met lang slapkarre rondry en dik beersies hê, met groot 3-verdieping huise en baie dinge wat daarmee saamgaan. Maar hierdie mense in Filippi het baie druk beleef. Hulle het baie seer beleef, hulle het baie stryd beleef, want daar was soveel opinies gewees, daar was soveel Griekse gnostisisme en wyshede gewees, wat na hulle kant toe gedruk was.
Daar was soveel duisternis wat na hulle kant toe opgedis was, en daarom het soveel van hulle 'n stryd gehad om te kan oorwin. En hier kom Paulus, en hy praat met hierdie mense om te leef soos mense wat in staat gestel is. Hy kom praat baie direk met hierdie gemeente van Filippi oor hierdie onderwerp, en ek wil hê jy moet so half in jou geestesoog die prentjie sien, want ons is baie in dieselfde omstandighede, soos wat die mense wat daar was in Filippi. Want een van die groot uitdagings wat hulle daar gehad het, was gewees dat hulle was verdruk gewees in superbelastings, soos wat ons in ons dag beleef. In 'n ekonomie waarin ek nou die dag hoor hulle sê van elke rand wat van belastinggeld ingegee word, is daar 'n paar sent wat by ons uitkom. So ons beleef dieselfde druk van die regering se kant af oor belastings wat op ons gehef word. En ekonomies sien ons dat dit 'n swaar pad is wat mense moet loop, en so maklik kan mense in hierdie omstandighede oorweldig word, wat dit tref. Dit vat. En die oomblik as dit begin swaar gaan in die beursie, beleef baie mense nie die oorwinning wat hulle behoort te beleef nie. Verder was hierdie mense onder die Romeinse regering verdruk gewees. Onder die Romeinse regering met 'n ander kultuur, met ander standaarde, met ander reëls as waarin hulle blootgestel is. En as kinders van die Here het hulle regtig beleef hoe dat hulle verdruk word, in 'n drukgang ingedruk word om in 'n rigting in te beweeg waar hulle nie wil wees nie, net soos wat ons in ons dag dit beleef. Dat ons in 'n drukgang ingedruk word met hierdie een wêreldorde en een wêreldekonomie en een wêreldgodsdiens, en jy moenie te eng wees nie, jy moenie te konservatief wees nie, jy moenie te ernstig wees nie. En ons beleef dieselfde druk as wat hierdie mense beleef het, dalk net op 'n ander manier. Hierdie mense moes self onderhoudend geleef het, want omdat hulle kinders van die Here was, in hierdie gemeente van Filippi, was hulle nie genooi gewees soos in ons dag om aan tenders deel te neem en daar die normale ekonomiese aktiwiteite te kon verrig wat hulle behoort te doen nie. So nie, hulle moes hulle self onderhou, hulle moes maar van die hand na die mond geleef het, soos wat baie van ons mense in hierdie dag hulle self mag bevind. En dan was daar so 'n bietjie van 'n catfight in die gemeente gewees tussen twee van die vrouens in die gemeente. En hy kom praat met hierdie mense wat in hierdie gemeente is, te midde van dit wat nou in die gang is tussen hierdie twee vrouens, en hy sê kom, ruk julle reg, want julle is besig om die onderspit te delf in die stryd van die lewe. En al hierdie dinge is meewerkende toe tot daardie een saak dat mense sukkel om te oorwin. Vir ons as kinders van die Here is daar baie uitdagings in die lewe. Ja, soveel vernederings wat 'n mens baie keer beleef. Soveel hartseer wat ons baie keer beleef, soveel verwerping, soveel spanning, soveel uitdaging, soveel bekommernis. En die lewe gaan aan. En ek en jy moet aan die gang bly. En wat sien mense van ons? Sien hulle dat ons in staat gestel is deur die Here? Sien mense dat ons onder die hand van God handel en wandel? Of sien hulle dat ons baie maal in die vlees optree? Sien hulle dat ons baie maal met geïrriteerdheid optree, want ons reageer baie maal vanuit ons vleeslike natuur uit. Ja, ons is baie keer meer ongeduldig as wat ons behoort te wees. Ons het baie keer nie begrip vir waar ons onsself vind en hoekom ons onsself daar vind nie. Ons is baie keer tevrede om maar so aan te ploeter soos 'n vark in die modder en maar so aanploeter. En daar's baie keer ongesonde kompetisie. En daar's baie keer hoogmoed onder ons mense. En daar's baie keer fyn gevoeligheid onder ons mense. En mens besef maar net die groot verantwoordelikheid voor die Here. As kind van die Here, wat die Here vertrou om vir ons dag vir dag te dra. En dan vra mens vir jouself die vraag of as die wêreld na ons kyk, leef ons soos mense wat in staat gestel is. Want 'n kind van God wat in staat gestel is deel van daardie koninklike priesterdom. Dis deel van daardie mense wie die Here kom selekteer het en gesê het, dit sal ek my vriendekring noem, dit is my gesande, dit is my gestuurdes, dit is die mense wat ek wil gebruik. En hy kon stel hulle in staat om daardie priesterdom te wees. En hy kon stel hulle in staat om daardie vriendekring te wees. Hy stel hulle in staat om te doen dit wat hy van hulle verwag. So leef ons soos mense wat deur God in staat gestel is. En kyk vanaand saam met my na 'n paar voorbeelde van dinge hier uit hierdie gedeelte, hoe mense leef wat deur God in staat gestel is.
En mag die Here ons besiel deur sy Gees om werklik waar dit in ons harte toe te pas, in ons harte aan te wend, sodat ons dit kan leef en kan doen met ons hele wese. En die eerste een, as jy jou Bybel het, dan kyk jy saam met my in vers 3, hy sê, en ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam. Want mense wat in staat gestel is deur die Here, behoort ander mense behulpsaam te wees. En nou praat hy hier, en hy deel dat hier nou vrouens in die gemeente is, wat van die swakkere geslag is, en hulle is nou heel opgewonde teenoor mekaar, en nou begin hierdie twee vrouens koppe stamp, en die hele gemeente ly skade onder hierdie drukte wat daar nou is, by daardie twee vrouens. En nou kom die Here, en hy verduidelik baie mooi eintlik, dat mense wat in staat gestel is deur die Here, is hulpvaardig vir die wat nie hulle self kan help nie. Die hulpvaardigheid is 'n kragtige instrument wat die Here ons mee kom toevertrou om mekaar by te staan, om mekaar te ondersteun, om vir mekaar daar te wees. Ja, vriende, ons skuld mekaar eintlik dit om vir mekaar daar te wees. Want mense wat gehelp word, behoort ander te help. En ons kan getuig van die hulpende hand van die Here. Hy het ons gehelp, hy het ons uit die sondeslyk van die wêreld uitgehaal. Hy het ons lewens kom omkeer, hy het ons nuut kom maak. Hy het ons sy kinders kom maak. Ons het die antwoord op die lewe. Ons het die wonder van God. Hy het sy Gees in ons kom plaas en ons het die vermoë om iemand te kan help met die waarheid. Met die liefde van die hemel. Ons kan iemand help met die waarheid van die woord van die Here. Ons kan mense help om by oorwinning uit te kom. En mense wat hierdie oorwinning beleef, mense wat die instaatstelling van die Here beleef, behoort ander mense te help met dieselfde hulp waarmee ons gehelp is. Om vir ander daar te wees, is om ander te wil help. Om te let op die wat behoeftig is, gees, siel en liggaam, om te let op mense wat dalk stikkend en seer is om vir ander daar te wees, om hulle te ondersteun in hulle oomblik van swakheid, om het oop deur die lewe te gaan en op te let na mense, wat dalk juis 'n helpende hand nodig het. Dis wat hulpvaardigheid is. En om hulpvaardig te wees is so belangrik vir ons as kinders van die Here, want dis hoekom God ons aan mekaar toevertrou, om juis vir mekaar daar te wees en mekaar te ondersteun. Want ek en jy is dalk die enigste bladsy van die Bybel wat iemand anders dalk ooit mag lees. So wat lees hulle as hulle in jou en my lewe lees? Lees hulle die instaatstelling van die Here in jou lewe? En lees hulle dat jy so leef, dat die wêreld sien, maar jy is behulpsaam met daardie selfde hulp wat God vir jou kom bied het. Ja, vriende, daar's groot hartseer in ons dag. Daar's groot nood in ons dag. Daar's mense met massiewe letsels, diep inherente letsels, en ek en jy kan help. Ek en jy kan die verskil maak as ons die Here vertrou en sê, Here, ons wil leef soos mense wat in staat gestel is om te kan help. God het ons nie in staat gestel net om onsself te help nie. Hy het ons in staat gestel om iemand te kan help. Ons kan help want God se instaatstellingskrag is in my. Ons kan help omdat ons weet God help. Ons kan help, vriende, omdat ons weet hy het vir ons die antwoord gegee, hy het vir ons die woord gegee, hy het vir ons die lewe gegee en ons het iets om te kan bied in hierdie stikkende en seer wêreld. Nie omdat ons spesiaal is nie, maar omdat hy wat in ons is, groter as hy is wat in die wêreld is. En ja, vriende, ons kan help, want ons het die ondervinding hoe dat God ons help. Ons het daar die ondervinding hoe dat God met ons 'n pad kom stap, en selfs deur die dal van doodskaduwee met ons gaan, ja, selfs deur die donkerste, moeilikste oomblikke gaan, en ons gaan juis daardeur, sodat ons môre en oormôre 'n ander persoon kan help, wat daardeur gaan. Ja, ons skuur soms skouer met mekaar, selfs in die gemeente, sodat ons kan leer hoe om dit te verwerk. So wanneer 'n volgende persoon deur daardie skouerskuur gaan, ons so iemand kan ondersteun en kan opbeer. Ja, ons gaan deur die drukte van die lewe, deur die moeilike dae, deur die dae wat ons nie antwoorde het nie, sodat ons kan daar wees vir mense, wanneer hierdie omstandighede kom hulle nie die antwoorde het nie, om te kan sê ons kan help. Dis eenvoudig. Mense wat in staat gestel word deur die Here, is mense wat ander mense kan help. Jy gaan nooit in jou lewenstyd iemand kry wat nie oorwin wat 'n ander mens wil help nie. En niemand wat gehelp wil word, gaan iemand vertrou wat nie self oorwin om my te moet help nie. Is dit dalk hoekom die wêreld lyk soos wat hy lyk? Want ons sit met die antwoord, maar ons leef dit nie. So wees behulpsaam daar in jou gesin, in jou huis, in jou kinders,
in jou familie en jou werksplek en vertrou die Here dat hy werklik waar vir jou sal ondersteun om daar die helpende hand te wees. Ek ken mense wat op 'n stadium in 'n motorongeluk was. 'n Ongeluk gebeur so vinnig. En hierdie spesifieke ongeluk was vroegmiddag gewees en dit was 'n redelike ernstige ongeluk en een van die kinders het ernstig seer gekry. Maar pa was so besig gewees met die lewe en met al die dinge van die lewe dat hy eers na 10 die aand gehoor het van die ongeluk nadat operasies al reeds uitgevoer moes word om daar die kind te kon help. En in hierdie byna doodsnikke van die lewe was hy nie by in die oomblik toe dit nodig was nie. En die les wat ek geleer het daardie dag toe ek dit sien gebeur was, ons kan so maklik besig wees met baie dinge. Dalk soms met al die verkeerde dinge. En in die oomblik wanneer ons daar moet wees om iemand te help wat stikkend en seer is, kan ons dit dalk mis. Daar kom dalk 'n siel oor my pad en die Here het my deur 'n ding van die lewe geneem sodat ons daardie siel kan bedien, daardie persoon kan kom ondersteun om die regte keuse te maak, om die regte rigting in te gaan. Maar as ons dit nie leef nie, gaan ons nie die hulp kan bied nie. Jesus het altyd gehelp. Ons vind hom toe hy vir Lazarus gehelp het uit die dood uit. Ons vind hom by 'n bruilof, sy heel eerste wonderwerk, toe die fees op 'n einde is en daar groot chaos uitbreek, toe kom hy en hy verander water in wyn, want Jesus se natuur is om te wil help. Vind hom daar by die man van Bethesda, toe hy daar die man na 38 jaar gesond gemaak het. Keer op keer het hy by individue stil gestaan en groot werk om doen om 'n enkeling uit 'n skare uit te kan help. 5000 mense is gevoed. Toe 'n enkeling uit 'n hele skare uitkom en self wat ek het is 5 brode en 2 visse. Jesus kom was sy disippels se voete. In die oomblik toe hulle wil stry onder mekaar oor wie is die belangrikste en wie is die grootste en wie wil deel daaraan hê en wie wil nie. Maar hy kom help en hy kom openbaar vir hulle dat hulle die diepte van so 'n gebeurtenis kan besef. Hy help daar die vrou met bloedvloeiing na 18 jaar wat sy aan bloedvloeiing ly. Jesus haal sy hande uit sy sak uit en hy help iemand wat dit nodig het. Nou, ek en my een dogter het op 'n stadium met ons 'n ondervinding gehad. Toe sy klein was, het sy gebrand. Ons was by mense gewees. En by die gebeurtenis toe ons by die mense was, dit was 'n ouer aand by die skooltjie gewees en ons gaan na die tyd soontoe en ons drink 'n koppie tee saam en terwyl ons daar is, toe maak hulle die tee op die stoof. En sy trek hierdie kookwater teepot oor haar gesiggie af en die hele gesiggie brand en die skouer en die rug en alles brand. En ons spring in die kar en ons jaag hospitaal toe hulle. En ons kom by die hospitaal en hardloop en ek hardloop met 'n ou kindjie in my arms en ek sê asseblief help. En die paramedici kyk my in die oë en hy sê vir my, ek raak nie aan die kind nie. Help jy? Vandag dank ek die Here vir daai gebeurtenis. Want deur dit wat daar gebeur het, het die Here 'n band kom skep tussen my en daai kind. Wat niks in die lewe sal breek nie. Is daar miskien nie 'n band tussen ons en die wie God aan ons wil toevertrou nie. Maar toe die Here vir ons wil hê ons moet help, dis ons hands off. Moet ons nie dalk die Here opnuut vertrou en sê, Here, help ons om te leef soos mense wat in staat gestel is, deur ander te help met die hulp wat God vir my gebied het nie. Ek dink terug aan Simon van Sirene, 'n vreemdeling tussen 'n massa skare en hierdie enkeling uit 'n massa mense uit word uitgehaal om onder Jesus se vlerk in te kruip in die oomblik toe Jesus nie meer kon nie. Sjoe. Kan jou indink aan 'n beter plek in hierdie heelal as om in daardie oomblik onder die vlerk van Jesus in te skuif en te help dra toe die seun van God nie meer kan nie. Net 'n vreemdeling nodig om te sê, Here, ek is hier om te help dra. Ja, ons sal baie vinnig in ons eie rigting gaan en sê, nee, dra julle maar nie net ons dra nie. Ons sal baie vinnig in 'n rigting gaan en sê, nee, doen julle, ons wil nie doen nie. Maar is ons bereid om daar die helpende hand te wees, selfs vir 'n vreemdeling? Want as dit nie was vir hierdie man, Simon van Sirene nie, het daar die kruis dalk net nie op Golgotha gekom nie. En waar was ek en jy vandag gewees? Dank die Here
dat hy in 'n vreemdeling se hart gewerk het om onder Jesus se vlerk in te skuif. En in die oomblik toe die wêreld se geskiedenis verander word, is hy die persoon wat die naaste aan God is, om Jesus direk in die oë te kyk. Want hy was gewillig om te help toe dit nodig is. Dis wat oorwinnaars doen. Hulle help daar waar ander nie kan nie. Nie omdat ons so bruid is, omdat ons so goed is nie, maar omdat God ons in staat gestel het, omdat God in ons werk om te wil, omdat God ons gestuur het, omdat God ons gedring het. Daarom kan ons help. Maar tweedens sien ons mense wat in staat gestel is, kinders van die Here, wat in staat gestel is, sê vers 4 van ons baie mooi, verbly julle altyd in die Here, ek verhaal, verbly julle. Hierdie mense wat deur die Here in staat gestel is, behoort hulle te verbly in die Here. En as ons in staat gestel is, behoort ons hierdie blydskap te beleef. Paulus leer hierdie mense dat hulle vol van blydskap behoort te wees, omdat hulle onder sy sorg is. Hulle behoort vol van blydskap te wees, want hulle word nie beheer deur die hier en die nou nie. Hulle behoort vol van blydskap te wees, want hulle burgerskap is in die hemel. Hulle behoort vol van blydskap te wees, want hulle is in die genadehand van God en niks en niemand kan hulle uitdruk nie. En niks en niemand kan hulle skei van die liefde van God nie. Hulle behoort vol blydskap te wees, want God is met hulle. So lyk dit in ons lewens vandag. Sien ons nageslagte dat ons waarlik onsself in die Here verbly? Sien ons mense dat ons die probleme van die lewe hanteer in die blydskap wat God in ons kom werk? Dink aan ons ouer wees. Dink aan kind wees. Dink aan ons dienswerk en ons leierskap. Dink aan ons verantwoordelikheid voor die Here. Doen ons dit wat ons doen met daardie blydskap wat ons dring daartoe. Doen ons dit wat ons doen met daardie oorgawe, dat mense sien hoe hanteer ons die probleme van die lewe, vol van die blydskap, vol van die instaatstelling van die Here. Ja, ons vind baie blydskap in sport. Ons vind baie blydskap in geld en baie blydskap in die sosiale lewe, genot en gemak. En ons vind baie blydskap in mag en gesag. Ons vind baie blydskap in ons eie wil en ons eie rigting. Maar hoeveel blydskap vind ons in die Here? Want mense wat in staat gestel word deur die Here, beleef die blydskap van God. Jy kan jouself nie keer nie. Jy kan jouself nie stop nie. En as ons as ouers, as kinders van die Here nie as in blydskap kan leef nie, wat se toekoms bied ons vir ons nageslagte? Wat 'n besonderse voorreg het ek en jy nie vandag, om as kinders van die Here die blydskap van God te kan leef nie. Want ons lewe is nie beperk tot die hier en nou nie. Ons lewens is nie vasgevang op die ashoop nie. Nee, ons het ewige hoop in die hemel. Ons het soveel om voor bly te wees. Ons het soveel om voor opgewonde te wees. En ek kan nie omgee wat die wêreld aanvang nie. En ek kan nie omgee wat die ekonomie aan die gang is nie. En ek kan nie omgee wat gebeur met enigiets in die lewe nie. Ons kan deel in die blydskap. Want mense wat deur God in staat gestel is, behoort vol van blydskap te leef. Ons blydskap weer klink in ons gesange. Of doen dit nie. Wanneer ons 'n lied wil sing voor die Here, sien ons die blydskap of dink ons, o, vet. Dalk is daar iemand dood. Klink ons dalk meer soos die grafteensangers as soos die lof en aanbiddingsangers. Ons blydskap moet 'n vloei uit ons taalgebruik uit. Sien mense en hoor mense die taal gebruik wat uit blydskap uitvloei omdat God ons in staat gestel het? Of klink dit soos die dood wat uitvloei? Ons gesprekke, ons gedrag, ons reaksies, wel vir mense wat in staat gestel is deur die Here, behoort dit so uitgeleef te word dat dit vol is van die blydskap van die Here. Want ons blydskap word sigbaar in elke tree. Ja, vriende, ek sê nie ons moet nooit onderste bo wees nie. Ek sê nie die lewe moet ons nooit tref nie. Ek sê nie ons moet vir 'n oomblik in die gutter wees nie. Nee, wanneer dit tref, die lewe tref, daarom is ons vlees, daarom pomp maar bloed deur hierdie aarde, maar daarom kan ons teruggaan na die Here toe en hy kan ons weer opnuut kom bekragtig. Hy kan ons weer opnuut kom besiel om in daardie blydskap vorentoe te kan gaan en oorwinnaars te kan wees, vol van sy blydskap.
Want dit sê baie van my verhouding met die Here. So wat sê jou in my blydskap van ons verhouding met die Here? Of wat sê ons neerslagtigheid van ons verhouding met die Here? Jy sien, eintlik is dit sonde, wanneer daar nie blydskap in ons harte is vir wat God vir ons gedoen het nie. Want dit sê ons is nie so dankbaar soos ons behoort te wees nie. Daar behoort blydskap te wees oor die genade wat God aan ons bewys het. Daar behoort blydskap te wees oor die voorsiening wat God vir ons gebied het. Daar behoort blydskap te wees elke dag, elke tree, elke oomblik, elke kans, elke geleentheid en elke verleentheid. Want daar waar ons beproef word, weet ons, God sal ons nooit beproef bo ons vermoëns nie. En daar waar die beproewing kom, sal daar altyd 'n uitkoms wees. Daarom kan ons die blydskap van God beleef. Blydskap vir wat God al reeds vir jou gedoen het. En blydskap vir wat God nog steeds vir jou gaan doen. Weet jy vriende, jou en my blydskap in ons lewens is 'n wonderlike evangelie boodskap. Dis 'n boodskap van goeie nuus. Maar as daardie blydskap nie in ons lewe is nie, wat sê evangelie leef ons? Want jou en my lewe is 'n preekstoel. En hoe verskriklik moet dit wees wanneer die preekstoel nie die plek vol van blydskap is nie. Mense moet jou wil vra, waarom loop jy oor van blydskap? Mense moet na jou kyk, en hulle moet wonder, hoe kom jy by dit uit? En dan moet hulle die antwoord vind, maar hy is in staat gestel deur die Here. Daarom is hy vol blydskap, want hy is vrygemaak. Hy is voorsien. Hy is op 'n plek waar hy nie geskei kan word van die liefde van God nie. Ja, en ons kan hierdie blydskap deel, want hy kan 'n bende storm loop. En hy kan spring oor 'n muur. En ek en jy kan deel in die blydskap, want ons koning kom. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, Here, help ons asseblief dat ons hart nie sal wees vol van die blydskap van die lewe nie, maar vol sal wees van die blydskap van die Here. Derdens sien ons, kinders van God wat in staat gestel is, lê hulle kommer voor die Here neer. Filippense 4 vers 6 sê die woord van die Here, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Hy leer hierdie mense in Filippi, bring julle begeertes en julle bekommernis in smeking na die Here toe in gebed. Met dankbare harte, want God bly getrou. Ja, vriende, ons weet, trou is nie perdekoop nie. Ons weet, die lewe het soms op 'n plek al gekom daar dat 'n sombere lied word. Soms kos dit 'n duur prys om hierdie nou paadjie te loop. En hierdie mense van Filippi het dit so ernstig beleef. En te midde van die stryd kom hierdie boodskap na hierdie mense toe, dat hulle elkeen van hulle kommer, elkeen van hulle swaar, elkeen van hulle seer, na God toe moet bring met danksegging in hulle harte, want God bly getrou. God nooi vandag ook vir jou en vir my, om elkeen van ons laste na hom toe te kan bring. En mense wat deur God in staat gestel is mense wat juis hulle probleme na die Here toe bring en sê, Here, hier is ek. Hier bring ek dit na U toe, Here, want ek weet ek het nie die antwoord nie. Ek erken my afhanklikheid. Ek erken my tekortkoming, maar Here, hier is ek om U te kom vertrou vir U werk en vir U antwoord. En want as ons kinders van die Here het ons nie al die antwoorde nie. As ons kinders van die Here is ons nie volmaak nie. Inteendeel. Wanneer hy sê ons moet ons laste na hom toe bring, dan praat hy van elke liewe een van die laste van ons lewens. Of dit nou die gesondheid is, of dit die huis is, of dit die werk is, of dit die kerk is, of dit die familie is, wat dit ook al mag wees. Elkeen van die sorge van die lewe kan ons na hom toe bring. Wat is die voorbeeld wat jy en jou familie bied oor die kommer van die lewe? Wat 'n voorbeeld stel jy van wat jy doen met probleme in die lewe? Raak ons ook paniekbevange, raak ons ook oorweldig? Ja, ons word. Maar as kinders van die Here het ons hierdie wonderlike voorreg, dat ons dit anders kan hanteer as mense wat geen hoop het nie. Paulus kom leer hierdie mense, wanneer die lewe druk, dan druk jy terug in gebed. En ek en jy het hierdie wonderlike voorreg, dat wanneer die lewe ons druk, dan kan ons terugdruk in gebed. En ons kan God vertrou vir die deel wat ek en jy nie kan hanteer nie. Dan kan ons God vashou vir die deel wat ek en jy nie kan doen nie. Daarom is ek so dankbaar in die bediening. Ek het vir baie lank in my lewe het ek 'n target gehad elke maand en
Dit was 'n werk gewees om by daardie target uit te kom, en as jy dit maak, wonderlik, as jy dit nie maak nie, jong, dan is dit nou maar tawwe daar vir jou. En die werk wat ek vandag doen, het ek 'n target wat ek nooit ooit weer kan bereik nie. Maar ek dank die Here vandag, daar waar my vermoë ophou, kan ek dit na hom toe bring, en as ek dit na hom toe bring, dan vat hy dit en hy kom maak dit 'n wonderwerk, en hy bereik wat hy wil bereik. Weet jy wat, vriende, met die werk wat ek vandag doen, kan ek 'n boodskap bring en ek kan praat oor 'n staatstelling, en God kan 'n siel kom red uit genade uit. Want dit is die werk van die Here en nie die werk van die dominee nie. Wat 'n wonderlike voorreg. So leef ek en jy vandag as mense wat in staat gestel is. Ons buig die knie voor die Here, wat die lot van harte en lewens verander. En is dit nie dalk waarvoor die Here wag dat ons die knie opnuut voor hom sal buig nie? Dat ons opnuut 'n gebedslas voor die Here sal hê nie? Dat ons opnuut erns sal maak om God se aangesig te soek nie? Ek kom by iemand in 'n gemeente. Hy het 'n buitevertrek, buitekant sy huis, 'n gebedskamer. En sy familie wil niks met die kerk te doen nie, wil niks met die Here te doen nie, maar hulle sien vir hoe Errol wat keer op keer stap hy uit sy huis uit, dan gaan hy na buitekant toe, dan gaan buig hy sy knie in sy gebedskamer. En daar sien hulle die voorbeeld van iemand wat al die kommer van die lewe na God toe neem. Wat sien die wêreld in jou en my? Hulle sien, ons sal 'n plan maak. Hulle sien, wag, kom ons kyk of dit verbygaan. Hulle sien baie praatjies, hulle sien baie dingetjies, maar sien hulle dit nie wat voor God gebuig word. Want weet jy vriende, jou grootste voorreg wat jy het, is dat jou kinders dit in jou lewe sien. Wanneer die lewe druk, dan buig ek met my laste voor die Here. En terwyl ons baie maal jare se bekommernis in ons lewens ronddra, kan ons die Here vertrou vir elkeen van die laste van die lewe. En hy bly getrou om elke begeerte, elke las en elke behoefte te kom aanspreek. Dis wat oorwinnaars doen. Oorwinnaars sê nie ons het geen probleme nie. Oorwinnaars sê nie ons het geen uitdagings nie. Oorwinnaars sê wanneer ek uitdagings het, gee ek vir die Here en God doen die werk. Dit wat ek nie kon doen nie, dit doen hy. En daarom as kinders van die Here wat in staat gestel is, behoort ons so te leef. Om God te vertrou vir elke tekortkoming. Gees, siel en liggaam. 4 sien ons kinders van God wat in staat gestel is, dink en doen. En as jy saam met my kyk by vers 8 en vers 9, dan vind jy dit baie mooi duidelik daar. Hy sê in vers 8 hierdie woorde: verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg of watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En dan gaan hy verder in die volgende vers, hy sê, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. So hierdie mense wat deur die Here in staat gestel is, rig hulle gedagtes op die regte plek en doen die regte ding. En ek is die Here vandag dankbaar vir voorgangers na wie mens kan opkyk. Mense wat vir baie jare die pad gestap het en die voorbeeld stel. Mense wat hier onder ons sit, na wie ek baie opkyk, van wat hierdie pad al geloop het en hierdie keuses gemaak het. Mense in hierdie gemeente wat vir baie jare die pad loop om getrou te bly aan die Here. Mense wat al reeds in die graf is wat hierdie pad geloop het. Nou wie ons kan oplyk, daardie groot wolk van getuies van mense wat al reeds hierdie pad geloop het, wat helpers was, wat vol van blydskap was, wat hulle kommer na God toe gebring het. Waarom? Want hulle het hulle gedagtes gerig op die regte dinge en hulle het gedoen wat saak maak. Daarom moet ons ook sulke daders van die woord wees. En as ons daders van die woord kan wees, dan kan ons sê, wees my navolger, soos ek dit van Jesus is. Kom agter my aan en kom ons gaan soek die Here. Nie kom agter my aan om my te bevredig nie, maar kom agter my aan en kom ons soek die Here. So vriende, kom ons vra onsself die vraag af vandag. Sal ons voor die Here kan staan en vir mense kan sê, kom agter my aan? Wat het hy vir die mense gesê? Wat moet hulle dink? Alles wat waar is en nie verdraai is nie. Alles wat eerbaar is,
tot lof en eer van God, nie van my nie. Alles wat regverdig is, voor God en voor mens, alles wat rein is, onbesmet, onbesoedel, onbevlek, alles wat lieflik is, alles wat aangenaam is, voor God en voor mens, alles wat loflik is ons lewens loflik? Is ons lewens lofoffers voor die Here? Is ons lewens enigsins 'n getuienis van die lof van die Here? Hy sê hulle moet dit gaan doen wat hulle geleer het. Wat het ek en jy geleer wat waardevol is? Dit wat in die woord van God vir ons opgeteken is. Ons moet dit gaan doen wat ons ontvang het. Daardie erfenis wat ons van hom af ontvang het. Ons moet leef soos mense wat 'n erfdeel in die hemel het. Maar ons leef baie maal meer oor die erfdeel op die aarde. Ons moet leef en ons moet doen dit wat ons gehoor het. Elke boodskap, elke getuienis. Wat ons weet wat waar is, wat ons gesien het, dit werk uit in iemand se lewens. Wanneer die swaarste omstandighede kom en hulle kom daardeur daardie getuienis, gaan doen dit wat jy gehoor het. Dit wat jy gesien het. Soos Paulus sê, wees my navolger. Kan ons vandag net hier stop en sê, dit wat mense in my sien, doen dit? Of moet ons vir mekaar sê, nee, doen liewers dit wat oom Fanie sê, of dit wat oom Johan sê, of dit wat oom Dirk sê, nee, doen iets wat iemand anders sê, moet liever asseblief nie, moenie doen wat ek gedoen het nie. Mense wat in staat gestel word deur die Here, is mense wat daardie verskil kan maak. Maar mense wat in staat gestel word deur die Here, rus ook in die Here. Vers 11 sê van ons hierdie woorde, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Hierdie man is tevrede om te rus in die Here, te midde van sy omstandighede. Hy is tevrede om te rus in die Here, te midde van 'n moeilike uitdagende lewe. Hy is tevrede om te rus in die Here, vergenoegd oor wat hy het en wat hy is. Hy is tevrede om so aan te gaan, al verander niks. Sjoe vriende, dis my ding wat my so getref het, ek sit en ek lees dit so deur. En baie keer dan word ek self neerslagtig oor hierdie goed en dit tref my. Leef ons regtig soos mense wat in staat gestel is? Tevrede met ons omstandighede? Paulus sê hy het geleer wie hy is en waar hy inpas in die lewe. Hy het geleer om tevrede te wees met wat God vir hom beskik het in sy lewe. Hy het geleer om te midde van sy omstandighede nie op te gee nie na allerlei snaakse dinge te begin gryp nie, maar te rus in die Here. Te midde van baie dinge en baie uitdagings kan ek en jy as kinders van die Here rus in die Here. Want mense wat deur God in staat gestel is, kan rus in die Here. So wanneer daar dan nie rus is nie, dan kan ons maar baie mooi gaan kyk. Dis omdat ons nie God toegelaat het om die werk in ons te kom doen nie. Dis wat ons gesinne nodig het. Dis wat ons huise nodig het, dis wat ons kerk nodig het om te rus in die Here. Vriende, ek en jy kan nie getuig as ons nie kan getuig van die rus nie. En as vandag so is, dan is dit wonderbaar. En dan sien 'n mens die vrug van hierdie rus in jou en my lewe. Genesis 18 vers 14 sê, sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Nee, verseker nie. Sou dit vir God onmoontlik gewees het? Nee, verseker nie. Sou dit enigsins onhaalbaar gewees het? Nee, verseker nie. Daarom moet ons rus in die Here. Psalm 139 vers 6 sê, om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie by nie. Vir baie mense is dit presies dit. Hulle kan dit nie begryp. Hoe dat ons te midde van soveel dinge in die rus van die Here kan wees. Bly ons te midde van die omstandighede vol van sy blydskap? Bly ons te midde van omstandighede vol van sy rus? Is ons te midde van omstandighede vir ander mense behulpsaam waar dit nodig is? Is ons te midde van omstandighede mense wat dit nie kom buig voor die Here? Want Filippense 4 vers 18 en vers 20 tot vers 20 sê, maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Dit sê die man wat op 'n plankjie die see uitgedryf het. Hy sê, en ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat deur julle gestuur is.
En nou is hy so vol van dankbaarheid in sy hart. Want mense wat deur God in staat gestel is vol van dankbaarheid in die hart. Nou sê hy, die bietjie wat hy van hulle gekry het, wat 'n ou klein verskilletjie in sy lewe maak, is so wonderlik, dis 'n lieflike geur. Dis 'n welgevallige offer. Dis welbehaaglik voor die Here. Hy sê en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. En as dit die geval is, aan ons God en Vader, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Wat 'n offer van 'n lewe wat onder klippe geëindig het. Wat 'n offer van 'n lewe wat homself geoffer het vir die saak waartoe God hom geroep het. Wat 'n offer van iemand wat in staat gestel is om 'n offer te wees. So mag die Here vir jou en vir my help op 'n wonderlike wyse. Wat is die offer wat ek en jy vandag moet offer? Wat is dit wat ons verhoed om te leef soos mense wat in staat gestel is? Want God soek na so 'n kind van God, na so 'n individu, sodat die wie die Here aan jou kom toevertrou het, sal leef en sal sien, ek en jy leef, asof ons deur die koning in staat gestel is. Dit beteken, sy stempel is op my lewe. Wat 'n diepe knegg van God is ek en jy vandag. Die een met die stempel van instaatstelling, of maak ons soos die volk? Ja, ons moan en ons groan. Ja, ons skop en ons beklei. Ja, ons het baie uitdagings. Maar leef ons soos mense wat in staat gestel is. Mag God ons help. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons U vandag kan vertrou. Dat ons in hierdie lewe waarin ons soveel dinge beleef en soveel druktes beleef, kan leef as kinders van die Here wat in staat gestel is. Here, te midde van soveel uitdagings, te midde van soveel onsekerhede, te midde van soveel aanslae en aanvalle, dankie Here dat ons kan leef soos mense wie U in staat gestel het. Maar Here, help ons asseblief dat ons dit sal leef wat U van ons verwag. En in ons lewe dalk daardie ene enkele blaadjie van die Bybel sal wees. Want Here, hierdie dinge is nie meer daar, ver, buite in die wêreld nie, het gebeur binne in die kerk. So Here, help ons. Dat ons in hierdie tyd waarin ons is, sal leef soos mense, onder die hand van die Here, wie U dra, wie U lei, wie U beskerm, vir wie U voorsien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n lied saam om die diens mee af te sluit, want dan ons die nood ontvang.